So kom ons buig net ons hoofde vir 'n oomblik van gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die geleentheid om vanmiddag weer hier te wees. Dankie dat die afleidings van die wêreld ons nie besig gehou het nie, maar dat ons nou vir 'n ruk kan fokus op u woord. Dankie vir die aanbiedings tot dusver en die tyd wat ons kon saam spandeer. En Here, ons bede is dat vanmiddag se sessie ons spesiale seën sal inhou en dat terwyl ons gesels oor hierdie ernstige onderwerpe en hierdie vrae beantwoord, u ons net sal lei. Ons dankie Here in Jesus se naam. Amen. Goed vriende, u is welkom op te staan en hier langs my te kom staan. Ons het vir u 'n geleentheid gegee om vrae te vra. En daar het soveel vrae ingekom, hier is 'n dik pak vrae, dat ons in konsultasie met professor Veit besluit het om eerder hierdie sessie net aan vrae toe te wy. Dit sal dit beperk, ons sal nie oor die tyd gaan nie, maar die volgende sessie sal ons dan weer 'n volledige lesing hê. So ons is jammer daaroor vir die wat verwag het daar gaan 'n lesing wees, maar tog wil ons u vrae erken en beantwoord. Ons wil vir diegene wat wel die vrae gevra het, die geleentheid gee. En dit is waarskynlik as iemand hierdie vraag gevra dat u ook hierdie vraag het. So ons gaan vir so plus minus 'n uur en 'n half aan die gang wees. As ons vroeër klaar maak, sal ons vroeër ophou, 'n kort breek hê en dan met die lesing begin. Goed, en as daar tyd is na afloop van die vrae, dan gaan ons ook vir 'n geleentheid gee om vrae uit die gehoor te vra. Maar hier is heelwat, so ons sal daarmee begin. Is jy reg? Ek is weet nie. Ek is weet nie. Dit was nie 'n vraag nie, hoor. Goed. Verduidelik asseblief Kolossense 2 met klem op vers 16. Is die Sabbat hiervolgens dan so belangrik? Hy kom in 'n lesing. Daar is 'n lesing wat ek daaroor gaan gee. Daar's nou 'n bietjie klankies op. Maar kom ons sê net kortliks. Dit is in Engels is dit handwriting of ordinances. Nou daar is 'n teologie vandag dat dit die skuldbrief is wat teen die kruis genaal is, maar 'n skuldbrief is nie. Wat is handwriting of ordinances in Afrikaans? Handtekening van ordonnansies. O, dankie. Die handteken van ordonnansies, en ordonnansies is wette. Met ander woorde, wette, daardie handtekening van ordonnansies wat teen ons was. Nou as jy teruggaan na die Ou Testament, dan sien jy dat daar was die wet van God, en die wet van God was op 2 kliptafels geskryf en is in die ark geplaas, en die handgeskrewe wet van Moses wat teen ons was, is langs die ark geplaas. Nou daai wet is die seremoniële wet. En die seremoniële wet was teen ons. Hy is bygevoeg ter wille van oortreding. Die 10 gebooie is oortree. Ons is ter dood veroordeel. Ons het onsself ter dood veroordeel. Die ander een is bygevoeg ter wille van die oortreding. En hy is teen ons. Hy is die oplossing vir die oortreding. En hoekom is hy teen my? Want as ek voor die kruis staan, dan sien dit as my skuld dat hy daar hang. Verstaan julle? So hy is die oplossing, hy is die lam van God. Hy is die middelaar wat vir my sal intree. En in daardie seremoniële wet was daar baie ordonnansies wat gedui het op die diens van die Messias en die verlossingsplan. Die hele hoërpriestersisteem, alles het gedui op die verlossingsplan. En in daardie ordonnansies was daar feestydde, spesiale sabbate. En daar was eet en drink stelsels deel van hierdie seremoniële wet. Toe Christus sterf, toe kom daardie seremoniële wet tot 'n einde, want Christus is die vervulling van die seremoniële wet. Vraag: die lam van God wat sonder gebreekte bene gesterf het, jy mag nie die Pasga lam se bene gebreek het nie, het gedui op Jesus Christus, reg? So daar dui dit nou op Jesus Christus. Wanneer het hy gesterf?
Hy het gesterf aan die kruis. So dit was 'n tipe vir die antitype, die werklikheid Christus. As ek nou weer 'n lam gaan slag, op daai manier, om dit te vier, wat sê ek daardeur? Dat Jesus sê dit nie vervul nie. Hy is die vervulling, dit was 'n vooruitskouing, dit was 'n belofte van die Messias wat sou kom, dit was die verlossingsplan in tipe. So daardie feeste, en al die spesiale sabbate, en so terloops, die spesiale sabbate, het geval op 'n spesifieke dag van die maand, en hy is bepaal deur die nuwe maan wat hulle gesien het. So daai sabbate kon op enige dag van die week val, vanaf die 1ste tot die 7de dag. As hy toevallig op die 7de dag geval het, dan was dit 'n hoë sabbat, dan was dit 'n dubbele sabbat, 2 op mekaar. So daai feeste, daai sabbate, bestaan nie meer nie. Hulle is in die hand geskrewe ordonnansies. So nou wanneer ons lees daar in Kolossense, laat niemand julle oordeel in verband met eet en drink. Eet en drink deel van die seremoniele wet of deel van die morele wet? Waar staan dit in die morele wet, jy mag nie dit of dat of dan iets eet nie? Staan nie daar nie, né? Goed. Of Sabbatdag. Nou die oorspronklike sê Sabbatdag met 'n klein letter S. Sommige vertalings is so verwant en vertaal die Sabbat. Dit sê daar Sabbatdag. Met ander woorde, dit is die feessabbate wat gedui het op Christus, soos die Pasga, soos die fees van ongesuurde brode wat gedui het op Christus se liggaam in die graf, soos die wyfoffer wat gedui het op die opstanding, en so het daai feeste dit verteenwoordig, en hulle is afgeskaf. Maar die Jode het daaraan vasgeklou. Hulle wou dit nie prysgee nie, want dit was hulle volks natuur om dit te doen. Dit was wat hulle beleef het as hulle godsdiens. En sommige het dit afgedwing en nie. Selfs Petrus het teruggetree en gesê, miskien moet ons dit maar doen. En Paulus het vir hom gesê, luister, wat jy nou maak, is 'n verkeerde ding. Jy moenie sulke dinge doen nie. Jy moet getrou bly by die tipe en die antitype. So, dit was die kwessie. So laat niemand julle oordeel in verband met spysoffers, drankoffers, spesiale sabbatdae ensovoorts nie. Het niks met die sabbat te doen nie. Baie dankie. Gepraat van die tipe en die antitype, daar het 'n verbale vraag ingekom om net te beskryf wat beteken tipe en antitype. Goed, wat is 'n tipe? 'n Tipe is 'n voorbeeld van iets groters. A type of Christ is nie Christus nie, is 'n tipe van Christus. So byvoorbeeld, die lam is 'n tipe van die lam van God wat sou sterf. Die verhale in die Bybel, Josef is 'n tipe van Christus. In sy optrede, in sy handelinge, is hy soos Jesus. Hy is verwerp, hy is ter dood veroordeel, maar hy word die redder. Moses is 'n tipe van Jesus. Skraap my uit die boek van die lewe, laat my sterf, sodat hulle kan lewe. Pragtige verhale in die Bybel. Tipologie is die wonderlikste studie in die kleine van iets groters. So dis basies wat dit beteken. Die pla, wat 'n fantastiese verhaal in die Bybel van die pla. Daar's Abraham. En Abraham sê, is my suster. Farao vat haar. Wie word geslat? Abraham of Farao? Farao word geslat. Wie behoort geslat te gewees het? Abraham. Is dit nie wonderlik nie? Moses het vir daai Egiptenaar 'n karate-skop gegee. En wie kry die pla? Egipte. Dis tipologie. Hier is die volk van die Here. Hulle is sondig, hulle is skuldig, hulle verdien die dood, die pla. Maar daar gebeur iets in hulle hart. Hulle het berou.
en hulle bekeer hulle. Dawid, wonderlike voorbeeld as 'n tipe van Christus. Die Bybel sê hy sonder fout. Dawid, dankie tog vir die Here, anders was hy vol fout, nee. So dis tipologie, die verlossingsplan in tipe. Dis 'n wonderlike studie. As jy tipologie verstaan, dan kom daai Ou Testament en dit ontplof in jou kop. Elke verhaal word 'n Christus verhaal. Dis pragtig. Baie dankie. Volgende vraag. Gaan alle mense wat op 'n Sondag kerk toe gaan verlore of verlos Jesus ons in hierdie opsig? Wat moet ek nou sê? Die waarheid. Die waarheid. As jy weet en jy doen dit nie, dan is dit vir jou sonde. Die tyd van onwetendheid, the time of ignorance, God winks at. So as jy nie weet nie, dan word jy geoordeel volgens die kennis wat jy het. En wie is ek om iemand te oordeel? Nooit het ons gesê dat dit is die geval nie. Nou is jy verlore nie. Glad geheel en al nie. Terloops, die Here sê, sy volk sit in Babylon. Maar hy sê, kom uit my volk. My volk sit in Babylon. Die hele wêreld daar buite. Ek glo in die Romeinse Katolieke Kerk, wat die anti-Christse kerk is, sit daar hordes mense wat die Here dien na die beste van hulle vermoë met werklike erns. En die Here gaan hulle oordeel volgens die lig wat hulle het. Baie dankie. Volgende vraag. U beskryf die uitstorting van die Heilige Gees soos 'n duif. Ek stem saam, maar in Handelinge 2 word die eerste uitstorting beskryf as rukwind en tonge van vuur. Omstanders het gesê hulle is dronk van wyn. Eerstens is dit nie stil nie en tweedens vind dit in die tyd van Petrus plaas, nie eers in 1960 soos deur u verwys. Wat is u opinie oor die twee stellings? Goed, wat het daar gebeur in die vroeë kerk? Hier was 'n klein groepie mense. En daai klein groepie mense was mense wat, die meeste van hulle was eenvoudig. Vissermanne, ek moet daar was 'n paar slim manne onder hulle, maar die meeste was eenvoudige mense. En hulle het hierdie fantastiese waarhede gehad. En die meeste van hulle het Aramees gepraat. Hulle was nie verskriklike geletterde mense nie. En nou kom hierdie gawe van die Heilige Gees. En soos 'n blits versprei hierdie evangelie oor die hele wêreld. Hulle kry die gawe van tale. Handelinge hoofstuk 2 vertel ons presies wat daar gebeur het. Die mense het gesê hulle is dronk. En die ander mense het gesê, nee, hoe is dit dan dat ons te idia dialecto in ons eie moedertaal hoor? Wat hierdie mense sê, en dan word daar 17 tale opgenoem, wat daar gepraat is. En die eenvoudige vissermanne het beslis nie 17 tale gepraat nie. So dit was 'n uitstorting van die Heilige Gees om 'n klein groepie in staat te stel om kosmopolities op te tree en die evangelie te versprei. Soos wat dit later nie meer nodig was om dit op daardie manier te doen nie, omdat die verskillende taalgroepe verteenwoordig was deur Christene in die hele wêreld destyds, tot in Indië, Afrika, Europa en Klein-Asië, het daardie manifestasie minder geword. Dit het nie verdwyn nie, en dit het periodiek nog steeds verskyn, en ek glo sal ook weer op daardie manier verskyn. Maar, en hier is die groot maar, die liefde soek nie die eie nie. Reg of verkeerd? En die gawe is altyd gegee, elke gawe van die Heilige Gees. Come on, okay. Elke gawe van die Heilige Gees is nie gegee vir my nie, vir my persoonlik nie, want dit is selfsugtig, is nie vir eie gewin nie. Elke gawe is gegee om die evangelie te verkondig na buite toe. Dis die doel van die gawes. So as daar 'n gawe is wat ek net vir myself toeëien in my privaatheid, dan is dit nie Bybels nie.
Baie dankie, ek het geluister. Ek is jammer vir die afleiding. Hier is net 'n versoek indien daar iemand is wat kan help met vertaling van Afrikaans na Engels. Daar's blykbaar 'n paar mense wat nie Afrikaans magtig is, wil jy net met Ria gaan gesels daar agter asseblief. Enigiemand wat kan help met 'n vertaling. Goed, ons weet wie die wit paus is, weet ons wie is die swart paus en woon hy ook in die Vatikaan. In die kantoor langs aan. Daar's 'n tonnel tussen die twee kantore. Hy is die hoof van die Jesuite. So Alfonso is nou die nuwe ene. Na Peter Hans Kolvenbach. Baie dankie. Is die Voortrekker monument moontlik ook 'n sontempel? Moontlike redes: 1. Vrou met 2 kinders voor die monument. 2. Marmer sonmotief op die vloer. 3. Die sarkofaag waarop geskryf staan ons vir jou Suid-Afrika, moontlike altaar. 4. Die son wat die senotaaf of die altaar skyn op 16 Desember. Indien wel sontempel, wat is die impak van die gelofte daarop? Die hele monument is repleet vol vrymetelaartekens. En mens kan maar net daar gaan kyk op die mure. Daar is een simbool na die ander en hy is ontwerp soos 'n sontempel. Ja. Dis al wat ek kan sê. Vele van Paulus se briewe begin met verlossing na onder andere uitverkorenes. Hy verwys ook in Romeine 9 na God se reg hiertoe. U mening asseblief. Ja, ons het dit al reeds behandel. Die Bybel sê almal is uitverkies tot verlossing. En dat die keuse of ek daai uitverkiesing wil aanvaar of nie lê by my. So wanneer hy praat met hierdie mense, praat hy met mense wat 'n keuse gemaak het. En wat daai besluit kognitief in hulle verstand gemaak het. So hulle is deel van die uitverkorenes, net soos wat julle as julle Christus bely, deel van die uitverkorenes is. Baie dankie. Hierdie vraag het ons ook al gedeeltelik aangeraak. Wat beteken dit om heilig te wees soos God heilig is? Afgesonde vir 'n heilige doel. Dit beteken nie dat jy gevrywaar is van die piesangskil nie. Jy kan gly en lelik gly. Maar jy is afgesonde vir 'n heilige doel en dit is die doel waarna jy streef. En dis die doel wat jy nooit uit jou oë moet verloor nie. Baie dankie. Wat sê jy van die onlangse besoek van die paus aan Amerika? Wat sal daaruit voortspruit? Nou, dit was 'n fenominale besoek, juis as 'n mens kyk na die omvang daarvan, waar hy gepraat het. Daar is niks uitgekom wat nou, bom, daar staan, hier is ons plan, dit wat ons gaan doen nie, maar mens moet kyk na die tekens. Wat het hy gedoen? Hy het die grootste stadion gevat en daar het hy die mis gelees. So dit is die dinge wat hy invoer, terug katolisisme toe. En die president, hy het vir hom kom toespreek. Hy het gekom na die lughawe toe om hom te verwelkom. Weereens, dis net as die paus gaan, dat die president uit die Withuis gaan om hom tegemoet te gaan. Geen ander besoeker word so behandel nie. Die besoeker moet altyd kom na die Withuis. Maar met die vorige paus en die huidige paus gaan die president na die besoeker. So wie is hoër, die besoeker of die president? So jy moet lees die tekens tussen die lyne van wat daar werklik gebeur. En met wie het hy gepraat? Wie moes kom om te raadpleeg met hom? Die leiers van al die verskillende kerke en die leiers van al die verskillende godsdienste. Hulle was almal teenwoordig. Baie dankie. Hier is 'n opmerking. Die tyd is veel korter as wat u dink. Ek hoop so. Goed. What contribution has our modern Bibles made to the ecumenical movement? What is the safest translation? Ek kom so in die moeilikheid oor daai ene. Ek is al pimpel en pers geslaan. My kolle staan, my oë dof. Ons sal nie slaan nie, beloof. Maar ek staan voet by stuk. Reformatie Bybel, Reformatie Bybel, Reformatie Bybel. Enige Bybel voor 1950 kan julle maar lees. Baie dankie. Gaan daar huwelike in die hemel wees en op die nuwe aarde? Gaan daar wat? Huwelike.
huwelike wees op die nuwe aarde of nie? Wat sê die Here? Wat sê die Here? Gaan soos engele wees. En jy weet, daar's 'n stelling. Moenie gaan verder as wat geskrewe is nie. Do not go beyond what is written. Nou, kan miskien vir die verhaal vertel, toe ek nou 'n Christen word. Ek is nogal mal oor my vrou, sy is nooit by my nie, dis seker maar hoekom ons nog mal is om mekaar, want ons is nooit by mekaar nie. Kry nie kans om te beklei nie. Toe was ek vrek jaloers. Ek was verskriklik jaloers. Want hier kom nou 'n ander wese in hierdie huwelik in. En hy kry wat se posisie? Eerste posisie. Dit was vir my 'n nagmerrie. Niemand kry eerste posisie nie. Ek is nommer 1 wat hierdie verhouding betref. So dit was baie, baie, baie moeilik. Totdat ek dit verwerk het. Nou sit ek en ek worstel met hierdie gedagte, net so 'n lang gesig, my vrou het vir my gelag, my gesig was net so lank. Ek was kwaad. Totdat ek dit verwerk het. Christus is 100% selfloosheid. Is dit nie so nie? En ons is 100% selfsugtig. So wat sal ek nou kry uit hierdie drie-eenigheid? Hierdie drie-eenigheid. God, man, vrou. Wat sal sy bydra wees tot die geluk van hierdie pakket? 100%. 100%. Wat sal hy ontneem uit die pakket? 0. 0 vir homself. Alles wat hy doen is vir ander. So ek kan nie verloor in daardie verhouding nie. Is dit reg so? Met ander woorde, as ek het altyd vir my vrou gesê, luister, as daar nie huwelik is in die volgende wêreld nie, ek grawe 'n tonnel. So onder die nuwe Jerusalem deur. Dis 'n bietjie van 'n probleem, want jy weet, dis soos 'n see van glas, jy kan deur kyk, maar ek sal 'n plan maak. Grawe 'n tonnel, miskien sal hy nie weet nie. Maar ek kom dan die gevolgtrekking dat, hoe dit ook al sal wees, ek kan dit nie verstaan nie, en ek kan dit nie begryp nie, maar dit gaan beter wees, as wat dit nou is, en nie slegter nie. So vertrou in die Here. As ek kan byvoeg, daar's 'n ander rede waarskynlik hoekom die Here dit nie kan toelaat, en dit is as 'n man en 'n vrou hier op aarde getroud is, en die vrou gaan dood, en die man trou met 'n ander vrou, en hulle is al drie gered in die hemel. Dit 'n mens bietjie chaos, want wie sin is dit dan? En dis juist die vraag wat die mense gevra het. Kyk, as ek nou Uriah, dan het Dawid met permissie van die Here daarom net een blou oog gekry, byvoorbeeld, jy weet. Presies. Maar Volgende vraag, watter rol gaan die Chinese mag speel in die nuwe wêreldorde? die Chinese mag is lankal onder die beheer van die Rooms-Katolieke stelsel. Vanaf Mao Zedong is hy onder die beheer van die Katolieke stelsel. Die Jesuïte beheer dit, die Jesuïte beheer die hele kommunistiese wêreld. Hulle is kommunisme. Kommunisme is vervolmaak in die reduksies van Paraguay. Daar het hulle dit geoefen en toe het hulle dit geïmplementeer. Dis 'n Jesuïtiese byeenkoms. Baie dankie. Hier is 3 vrae, maar hulle sin speel op dieselfde, so ek gaan al 3 vrae vra. Mag jy jouself beskerm as jy aangeval word? Maak dit 'n verskil as jy aangeval word vir goed of vir geloof? Is dit verkeerd of lafhartig om jou of jou geliefdes vinnig te laat sterf in plaas van om gemartel te word? Sjoe, dis 'n rowwe vraag, né? Jy weet, ek het 'n baie eenvoudige filosofie. Want die kanse is mos goed dat ek nou byvoorbeeld aangeval gaan word. En trouens ek is al. Hulle het al met pistole op die verhoog gekom in hordes om my van, jy weet, so 'n bietjie te help na die ander kant toe. En in Oosbloklande. En dit was die militia van die ortodokse kerk. Hulle het nie gehou van wat ek sê nie. En jy weet, dit is net elke keer wonderlik hoe die Here dan opgetree het en hoe die hele saak verander is. En in daai spesifieke ene wat daar plaasgevind het,
het iemand toe gebel, en toe kom die polisiehoof met 'n horde polisie. Dit was daar in die Slawiese Republiek. En ek kon toe voortgaan, en hulle toe gedreig om nie net my, maar ook die hele gehoor van kant te maak. Hulle sou kom met hulle hele militia en almal van kant maak. En toe het daai polisie rondom die saal gestaan. En die polisiehoof en sy adjutante het in die voorste ry gesit. En hulle het alles gehoor wat ek gesê het. Is dit nie wonderlik nie? So wat eintlik net gebeur het, die Here het die gehoor vergroot. Dis wat gebeur het, maar so nou net dit daarby gesê, as ek aangeval sou word, natuurlik sal ek myself verdedig. Ja, as iemand my gryp en hy begin my rondpluk, ek sal myself verdedig, maar ek gaan nie spesifiek sorg dat ek, jy weet, soos Rambo is vir die volgende ou wat gaan kom nie. En ek glo, die Here sal sorg en doen wat reg is en los die gevolge aan die Here. En gaan ek gemartel word of gaan ek nie gemartel word nie? Ek bekommer my nie daaroor nie. Jy gaan ons mal word as jy heeltyd dink, gaan dit gebeur, gaan dit gebeur. Gee die saak aan die Here oor, hy sal weet wat om te doen, hy sal vir jou sorg. Baie dankie. Is daar 'n Bybelteks wat sê dat Elia teruggekom as Johannes die Doper? Nee, daar is nie 'n Bybelteks wat sê hy teruggekom as Johannes die Doper, behalwe dat Jesus gesê het dat Johannes die Doper is Elia. Maar wat hy bedoel het, is dat Johannes die Doper se boodskap is 'n Elia boodskap. En daar sou nog 'n Elia kom aan die einde van die tyd met dieselfde boodskap as wat Johannes die Doper gehad het. So jy moet kyk, wat was die boodskap van Elia? Kies julle vandag wie julle wil dien. Het julle dit gehoor hierso in die saal onlangs? Dis dieselfde boodskap. Dis 'n Elia boodskap. Kom terug na die Here, kom terug na gehoorsaamheid aan sy insettinge en bekeer julle. Dis 'n Elia boodskap. So is weer 'n tipe en 'n antitipe. Dis tipe en antitipe. Afgesien van die first fruits na Jesus se opstandings, moet almal wat voor sy opstanding lewendig hemel toe is, nie eers sterf nie. Ja, kom ons kyk nou wie is in die hemel op die oomblik? Enoch is in die hemel. Hy is die waarborg vir die voorvloedwêreld dat die beloftes van die Here waaragtig is. Elia het hemel toe gegaan sonder om die dood te sien. Hy is die belofte vir die wat aan die einde van die tyd sal lewe en die Here sien kom en verander word sonder om die dood te sien, soos Paulus beskryf. Hy sê die dooies sal opstaan en die wat nog lewe, ons wat nog lewe, sal verander in 'n oogwink. Het hy nie so gesê nie? En saam met hulle die Here tegemoet gaan in die lig. Moses is 'n tipe van die wat gesterf het en 'n opstanding sal beleef. Die boek Judas sê dat hy 'n spesiale opstanding gehad het en dis hoekom Elia en hy op die Olyfberg of op die berg van verheerliking liewes vir Jesus ontmoet het. So die een staan vir die profete, die ander een staan vir die wet en die profete. Christus is die geliefde seun, dis wat dit verkondig. So Elia is in die hemel, Moses is in die hemel, Enoch is in die hemel. Toe die grafte oopgaan by die opstanding, het daar getuies uitgekom wat gaan getuig het. Die Bybel sê, toe die Here na die hemel toe opgevaar het hy gevangenes saam met hom geneem. He took captives in his train. So daar is 'n horde mense wat daar opgestaan het, niemand weet wie hulle is nie, die Bybel sê nie, so ons kan nie spekuleer nie, maar daar is mense reeds in die hemel. As Jesus sou gefaal het, wat sou gebeur het met Moses en Elia en Enoch? Hulle sou soos ryp vye uit die hemel uitgeval het. Want hulle is 'n waarborg vir die sukses van die Messias.
En Jesus word genoem die eerste vrugte van die opstanding, die eerste een wat opgestaan het. Alhoewel daar ander reeds voor hom opgestaan het uit die dooie. Is Lazarus nie opgewek uit die dooie nie, ja of nee? Ja, so kom is hy nie die eerste vrugte nie. Nee, want sy opstanding is afhanklik van wie se opstanding? Jesus se, hy is nommer 1. Baie dankie. Ons pastoor is van mening dat die duiwel nie gedagtes kan lees nie, menende dat jy hardop altyd moet bid. Wat sê die Bybel, is dit so? Ek dink jy moet soms saggies bid sodat hy dit nie hoor nie. Ja, dis 'n interessante vraag. Engele kan gedagtes lees. Engele kan gedagtes lees. Ek glo Adam en Eva kon miskien ook gedagtes lees. En toe die sonde kom, toe sê die Here 'n einde daaraan. Want stel julle voor, ons kan gedagtes lees. Hallo, hoe gaan dit met jou? Jou vieslike vuil ding. Dit sal nie baie aangenaam wees nie, né? So die Here sê maar daai vermoë het hy weggeneem. Maar dit het nie die vermoë weggeneem om iemand goed te ken en te weet wat hy dink nie. Vra maar my vrou, sy weet altyd wat ek dink. Dit is baie irriterend. Maar sy kan nie my gedagtes lees nie. Is dit nie so nie? So ek glo daai selfde ding wat ons het as gevalle wesens sal hy hê. Maar net soos wat my vrou my gedagtes kan lees, omdat sy my so goed ken, is hy 'n baie slinkse vyand en hy slimmer as enige iemand anders, as Salomo of Daniel of enige iemand. Die Bybel sê so. So daar is tye wanneer jy kan hard bid en daar is tye wanneer jy stilletjies vir die Here 'n vraag vra. Ons kan nie gedagtes lees, want ek het die volgende vraag nou net gevra my gedagtes. So. Wat was Moeder Teresa se rol met die hele beweging, of was sy maar net daar om die Katolieke Kerk goed te laat lyk? Moeder Teresa was 'n New Age. Moeder Teresa het geglo in die universele Christus. Moeder Teresa het gesê, dit maak nie saak wat jy is nie, wat se geloof jy is nie, wat God al in jou gedagtes is, moet jy aanvaar. So dit is New Age denke. Moeder Teresa het meer gedoen as enige ander vrou om die beeld van die dier te verbeter in die wêreld. En ek dink ons sal eers in die oordeel sien wat werklik agter die skerms daar aangegaan het. Sy het baie goeie dinge gedoen. Maar die vraag is, daai goeie mense wat so gehelp is hulle verander of het hulle weer teruggekeer na wat hulle was? Jy sien, as 'n mens gaan om mense te genees en mense te help, dis een ding. Maar as Christus jou genees, dan genees hy jou psigies en fisies. En die psigiese heling is belangriker as die fisiese. Ek kan baie dinge doen en ek kan geld gee aan die armes en ek kan lyk soos 'n groot filantroop en ek kan al hierdie dinge doen. Maar as daai persoon nie na Christus toe gelei is nie, dan is hy net so verlore na die hulp as wat hy voor die hulp was. So daai dinge moet 'n mens maar 'n bietjie mooi deurkyk. Baie dankie. Ek dink hierdie vraag het ons al aangeraak, maar as jy weer wil kommentaar lewer, het God Jesus geskape? Christus is nie 'n geskape wese volgens die Bybel nie. Ek sal later 'n lesing hieroor gee. Volgende vraag: wanneer het die Rooms-Katolieke Kerk die Sabbat geskuif na Sondag en het dit gepaard gegaan met verzet? Die kerk wou die heidene inkorporeer. As 'n mens gaan na Europa toe, dan sien 'n mens dat al die kathedrale is gebou op heidense tempels. In Rome byvoorbeeld is sommige van die kerke en kathedrale letterlik nog op bestaande heidense tempels. So jy gaan in die kelder af en daar is jy in die tempel van Mitra byvoorbeeld. So om die heidene in te bring, het hulle ingebring dag en al. Dit was die maklikste. En toe het hulle geskuif na die heidense Sondag. En hulle het by hulle konsiel by Laodicea het hulle dit reg gekry. Onthou, sy was 'n vrou voordat sy 'n dier was.
oorgeset synde, sy was 'n kerk voordat sy politieke mag gekry het, reg? En in daai struktuur het sy dit gedoen. So vanaf Konstantyn se tyd, waar Konstantyn 'n munt gedruk het waar aan die een kant Christendom en aan die ander kant heidenskap verkondig of tentoonstel, word daar 'n huwelik gevorm tussen die heidendom en die Christendom, en dis waar die Sondag ingekom het. Is Morgan Tsvangirai wat teenoor Robert Mugabe staan ook 'n vrymesselaar? Ek het nog nie navorsing gedoen oor sy geheime alliansies nie, maar die tyd sal leer as hy die regering oorneem, dan sal ek 'n bietjie kyk. Baie dankie. Wat het jy bedoel toe jy gesê dat jy iemand smeek om die teenstelling te bewys dat die Sabbat die regte dag is en dat jy môre as jy kom 'n ander keuse sou maak? Is daar dan geen vervulling om die Sabbat te hou nie? O, dan het iemand my grappie misgekyk. Wat ek bedoel het, of kom ek sê dit maar so. Die Bybel sê, daar was 'n veld. En in die veld was daar 'n wat? 'n skat. En die man het gegrawe in die veld, en hy het die skat ontdek. Die veld is natuurlik die Bybel. En die skat wat ontdek word is Jesus Christus. En toe het hy gegaan en hy het wat gedoen? Alles, maar alles verkoop om die prys te kry. Wat ek vir julle sê is, as 'n mens die prys wil hê, dan kos dit alles. Dis duur. Dis duur. So, wat ek bedoel het, as iemand vir my kan sê, dat daardie skat is eintlik waardeloos, dan hoef ek mos nie die pyn te ondergaan om alles te verloor nie. My posisie in die samelewing, my posisie in die akademiese wêreld, my vriende, alles was weg. Dit het alles gekos. Dit was 'n duur prys, en dit is 'n duur prys, maar dit is verniet. Dit is die teenstrydigheid daarvan. En stel julle voor, wat dit kos om die Sabbat aan te neem. Dit kos baie. Sê maar jou kind is hoof van die cricketspan. Wat dan? Dit kos 'n prys. Ek kan dit nie van hom vereis nie, maar ek kan dit van hom verduidelik, en dan kos dit vir hom iets, en 'n worsteling, en pyn. So, hoekom daai pyn deurmaak as dit onnodig is? Dis al wat ek sê. Maar as jy die prys gekry het, daai skat van onskatbare waarde, en jy het nou die prys betaal, en jy het die skat, jy gaan hom nie los, hè? Jy is mos waansinnig as jy hom los. Baie dankie. 3 vrae in 1. Moet ons Kersfees vier? Is die regte tyd 25 Desember? Mag ek 'n kersboom in my huis inbring? Mag ek 'n roos in my huis inbring? Maar roos is die simbool van Satan. Het julle geweet? Ja, die rosekruisers. Die roos is 'n simbool van die lydende Satan, die lydende Lucifer. So die Luciferiërs dra altyd 'n roos. Almal wat 'n roos dra is Luciferiërs, reg? Nee. Nee. Mag ek 'n boom afkap en hom in my huis sit? Natuurlik, is 'n boom. Nou as Satan 'n klomp heidense konnotasies aan hom koppel, dis sy grappie. Wie's gebore op die 25ste Desember? Osiris is gebore op die 25ste Desember. Isis is gebore op die 25ste Desember. Zeus is gebore op die 25ste Desember. Balder is gebore op die 25ste Desember. Dit raak 'n bietjie vervelig, né? En op daai dag het die songod met sy koets getrek, as jy Zeus was, deur 'n bok, deur die hemele, en hy het geskenke uitgedeel. As dit natuurlik Balder was van die Noorse nasies, dan is daai koets getrek deur rendiere, takbokke, ja, daar is hy. En hy het sy geskenkies uitgedeel. En sy naam is Santa
Skryf die letters 'n bietjie anders, dan kom jy by Satan. Hy is die oue van daai, hy sterf nooit, hy is alwetend, hy is alomteenwoordig. Hy is oral, elke aand op daai dag, oral. So Kersfees is so heidens soos wat kan kom. Christus is nie op die 25ste Desember gebore nie. Die Bybel sê dat die skaapwagters was buite op die veld, hulle het buite geslaap, hulle sou nooit op die 25ste Desember in die ys en die sneeu buite geslaap het nie. So hy is nie toe gebore nie. Die Bybel gee nie die presiese datum, presies oor daardie rede. Goed, so ons vier die 25ste Desember as Christus se verjaarsdag. Maar dit hang af van die sonsolstis. So op sommige gebiede van die aarde is die solstis 'n bietjie later. So sommige nasies het dit 6 dae later gevier. Die paus sê dis nie 'n probleem nie. Ons vier Christus se verjaarsdag maar 6 dae later weer. Hy's baie gelukkig, hy's meer as een verjaarsdag so terloops. So ons vier hom op die 1 Januarie. Julle het geweet mos die 1 Januarie is die fees van Christus se geboorte, nee? Julle het geweet, nee? Nee, julle kyk vir my so snaaks aan. Goed. 1 Januarie 2008. Van waar af tel ons die 2008? Volgens die wêreld. Van die geboorte van Christus. So wat is 1 Januarie dan? Is sy geboortedag, is sy verjaarsdag. So hy verjaar op die 25ste Desember, hy verjaar op die 1 Januarie, en dan as jy nou nog na Rusland toe gaan, daar in die noorde en ander lande, dan verjaar hy nog 'n paar ander dae ook. Dit is baie lekker, maar is alles nonsens. So, Christus is nie op die 25ste gebore nie, en Kersfees is 'n heidense dag. Baie dankie, daar was 'n spesiale versoek geweest dat ons so halfpad deur net bietjie asem skep, so jy is welkom om op te staan vir 30 sekondes, die bene bietjie te rek, die arms te rek, moenie die ou of die vrou langs die slaan nie. Ons span net so bietjie, kry bietjie vars suurstof en dan sal ons aangaan. Net 30 sekondes. Goed, ons kan ons plekke weer inneem. Ons hoop dit het gehelp. Goed, die volgende vraag. Hoe weet ek die Bybel soos vandag is, Hoe weet ek die Bybel soos dit vandag is? Is nog dieselfde as wat dit is. Hoe weet ek die Bybel soos vandag is, soos dit moet wees? Wat van die apokriewe boeke soos die boek van Henog, is dit waar? Goed. Die kanon, die Rooms-Katolieke Kerk wil nou roem dat hy die kanon saamgestel het. Gelukkig het die Here hom so ver weggehou van die kanon soos die ooste van die weste. Die Ou Testamentiese kanon was klaar voordat daar 'n Katoliek was, en die Nuwe Testament was daar voordat daar 'n Katoliek was. So die apokrifiese boeke was nooit ingesluit nie. Trouwens, is interessant dat tussen die kanon en die Ou Testamentiese apokrifiese boeke lê daar omtrent 300 jaar. En tussen die Nuwe Testament en die apokrifiese Nuwe Testamentiese boeke lê daar omtrent ook 300 jaar. So ruimtelik het die Here gesorg dat daar 'n goeie skeiding kom. 'n Goeie skeiding. Na die wet en na die getuienis, as dit nie volgens daardie woord praat nie, het hulle geen dageraad nie. Met ander woorde, na die Bybel en na die getuienis wat die profete gesê het, die wet is die eerste 5 boeke van Moses, en dan die getuienis van al die profete, inkluis die Nuwe Testament, as dit nie in harmonie is met wat die wet sê, die Torah, die eerste 5 boeke van Moses en die profete nie, is daar geen lig daarin nie.
En as 'n mens die Bybel lees, dan is daar volkome harmonie wat elke doktrine betref in elke boek. Maar vat nou byvoorbeeld die evangelie van Barnabas, wat die Rooms-Katolieke Kerk so graag voorhou as 'n deel van die kanon. Trouwens, dit is in die Sinaiticus en in die Vaticanus dokumente waarop die nuwe Bybels berus. Nou die evangelie, die epistel van Barnabas, sê dat die Sabbat is verlê op die Sondag. So dit is baie oulik. En dit klink baie oulik. En dit sê dat dit 'n gruwel is vir die Here om die Sondag nie te eerbiedig nie en die Sabbat te hou. Maar die epistel van Barnabas sê ook dat die hyena gee gebote deur sy mond. En verander van geslag as hy dit klaar reg gekry het. So as dit nou 'n mooi praktiese Bybelse verhaal is, nou ja, dan wil ek nie meer 'n bioloog wees nie. So baie van hierdie boeke skryf 'n klomp nonsens. En as dit kom by geesteuitdrywing byvoorbeeld, die apokrifiese boeke het die verskriklikste teologie, waar jy heksery in enige iets kan uitkry, aanbidding van die dooies, al daardie teologie wat die mense wil hê, kan jy in daai boeke kry. Soos byvoorbeeld, jy dryf spooke uit deur die galblaas van 'n vis te verbrand. En die rook daarvan sal die spook verwyder. Jy weet, my Bybel sê, dis Christus, in wie se teenwoordigheid geen demoon kan bestaan nie. Reg of verkeerd? So, die apokrifiese boeke is regtig nie in harmonie met die res van die Bybel nie. So, die protestante het hulle verwerp, totaal geheel en al, en hulle het nooit deel gevorm van die kanon nie. Nou, hoe weet ek dat dit wat daar wel is, dan nog steeds dieselfde is? Elke keer as die mens daaraan twyfel, dan sorg die Here dat daar weer lig kom. Die dooies se rolle. Daar het hulle gekry die hele Ou Testament feitelik, behalwe die boek van Ester. Die Jesaja rol was absoluut perfek. Toe sê die kritici, nou het ons hulle, want nou gaan ons bewys dat die Bybel verander is. En toe hulle die vergelyking maak, stil. Perfek. Geen fout nie. So, die Bybel is betroubaar. Baie dankie. Is apartheid ingestel deur die vrymesselaars of die Afrikaners? Wat van Afrikaner vrymesselaars? Dis these, antithese. Kyk eintlik, kom ons dink 'n bietjie daaroor. Wie wil jy bykom? Jy wil protestante bykom. Wie is die grootste protestantse groep? Ons sê maar die Afrikaner. Hoe kry jy hom by? Hoe kry jy hom? Jy koppel een of ander politieke struktuur wat die onguns van die wêreld op hom sal meebring, en jy koppel dit aan die godsdiens. En dan laat jy hierdie ding groei tot waar hy gegroei het, en jy blaas hom aan en jy maak hom groot, en dan maak jy die haat tussen die verskillende groepe onuithoudelik, en jy kry die konflik van die teenoorgesteldes, en dan trek jy die mat uit onder die hele spul, en wat het jy reg gekry? Jy het nie net die volk verwyder nie, maar jy het die woord ook saam met hom verwyder. So protestantisme is net weg. So is 'n briljante strategie as 'n mens daarna kyk. Baie dankie. My huis se boustyl, se buiteaansig lyk baie na die heidense tempels van ouds. Moet ek die aangesig laat verander, en indien wel, wat sal aanvaarbaar wees? Alright, sal jy 'n hamer vat en deur New Delhi gaan en die heidense tempels plat staan, omdat hulle so lyk? Nee. Wel,
kom ek sê nou, daar's nou spesifiek iets vreesliks heidens wat my pla in my huis, dan sal ek dit seker maar verander. Ek sal hom maar so 'n bietjie pleister en verander. Maar as dit nou net iets moois is, so what? Wie besit die groot oliemaatskappye? Die vrymeestelaars. Hulle simbole wat hulle het. Is dit heidense simbole, ja of nee? Hulle is so satanies as wat kan kom. Gaan ek brandstof ingooi by hulle, ja of nee? Wel, ek gooi of by hulle in, of ek ry nie, een van die twee, nee. Ek gooi in by hulle. Die kar waarin ek ry, het 'n heidense simbool aan. As jy hulle dokumentasie lees van die motormaatskappye self, dan gee hulle ruitelik toe dat dit heidens is, hulle simbool. Die kar is gewy, en hierdie megamaatskappye se finansies is gewy aan hulle godsdiens. En ek het 'n baie eenvoudige filosofie. Ek ry vreeslik graag in die duiwelse kar, met die duiwelse petrol, om die evangelie te verkondig. Mooi man. Baie dankie. Hier is 3 verwante vrae, ek het hulle bymekaar geplaas. My besigheid is op 'n Saterdag oop, maar ek werk nie self nie. Is daar iets mee verkeerd? Nie jy of jou? Oeps. Dis moeilik. Vra vir die Here om jou te help om die verskywing te maak. En die Here sal. Hy sal doen wat reg is en los die gevolge aan die Here. So maklik soos dit. Baie dankie. Die volgende een. Dokter, sou mense werk van so aard wees dat dit jou verwag word om op die Sabbat te werk. Wat maak mens dan? Ek dink dis baie dieselfde, né? Dis baie dieselfde, maar daar is sekere werke waar jy noodsaaklike ding doen, soos mediese diens. Gaan ek vir die persoon sê, luister, dis ongeleë dat jy nou jou hartaanval kry, want dit is Sabbat, stel hom uit tot môre. Wat het die Here gedoen? Wat was sy voorbeeld? Hy het die wette, wat terloops nie Bybels was nie, want hulle praat van, jy weet, die Joodse Sabbat. Het was nie 'n Joodse Sabbat nie, die Sabbat was ingestel in Eden. Maar die Jode was ontevrede met die Bybel. Want die Bybel gee net omtrent 5 riglyne oor die Sabbat. Net 5. En hulle het gedink, maar dis nie goed genoeg nie. Toe skryf hulle taalmoetjie en hulle versinsel 2000 wette oor die Sabbat. Jy moes 'n hele 5 jaar skool toe gaan om te leer wat jy op 'n Sabbat nie mag doen nie. Byvoorbeeld, jy mag nie 'n eie eet wat op 'n Sabbat gelê is nie. Sulke sondige hoenders kan ons nie aanvaar nie. So moenie dit verwar met wat die Jode gesê het nie. En die Here het gekom en hy het hom afgevee aan daai Joodse wette. En hy het genees op 'n Sabbat. Mag ek genees op 'n Sabbat? Mag ek iemand help op 'n Sabbat? Natuurlik. Ek dink dis die volgende vraag, jy het hom ook beantwoord, wat van iemand wat 24/7 in diens is en noodwerk moet doen. So ek dink ons sal hom daar laat. Goed, ons sê nooit goeiemôre evangelis, goeiemôre apostel, goeiemôre profeet, goeiemôre herder, tog sê ons goeiemôre leraar. Waarom word die leraar opgehef en uitgesonder? Efesiërs 4. Volgens Jesus in Matteus 24 moet ons niemand leermeester noem nie, moet ons mense aanmoedig om dit te doen. Byvoorbeeld, goeiemôre leraar, moet ons nie eerder op die naam gebruik met ander woorde. Ja, daar's baie titels in die wêreld, né? En daar's baie mense wat graag daai trappie hoër wil staan as die ander. Nou, die woord leraar is seker die een wat die minste problematies is, want hy word daarom ook in die Bybel gebruik. Teacher, rabbi. Die Bybel sê, moet niemand meester noem nie, moet niemand vader noem nie. En hierdie verheffing is 'n gevaarlike ding. Die protestantse wêreld het dit so mooi gestel. As jy sien, 'n priester
in plek van 'n prediker hardloop. As jy sien 'n toga in plek van 'n mooi karakter hardloop. So enige iets wat homself verhef bo sy medemens is myns insiens verwaand. Baie dankie. Volgende vraag, mag jy as hoof van die huis jou gesin doop by jou huis of moet dit deur 'n kerk gedoen word? Nee, jy kan nie jou kinders self doop nie. Want die Bybel het 'n struktuur daar gestel. En ons moet die struktuur wat die Here in sy plek daar gesit het, moet ons eerbiedig. In ons kerk byvoorbeeld, is dit wettig vir 'n ouderling om te doop. Maar as daar 'n geordende predikant teenwoordig is, dan behoort hy agter te staan. Daar kan 'n spesiale reëling getref word, as hy byvoorbeeld gaan oor sy kinders of so iets, ja, in daai geval. Maar die Here het 'n struktuur in die kerk gesit en ons kan die struktuur van die kerk eerbiedig. Baie dankie. Word in die eredienste ook op die profetiese boeke van Daniël en Openbaring gekonsentreer of word daar ook op die verlossingsevangelie van Jesus Christus gefokus? Ons het nou in hierdie lesingreeks gefokus op wat? Op die profesie. Hoekom? Want die meeste mense weet nie wat aangaan in die profesie nie. Maar, wie is die hart van die profesie? Jesus. En as ek nie Jesus sien in elke woord van die Bybel nie, dan het ek 'n probleem. Nou, jy weet, daar was een keer 'n hofsaak en van 'n fanatikus, en soos altyd het hulle al sy goed gevat, die fanatikus, en dan het hulle daar gekyk in die Bybel, wat het hy onderstreep om in die hofsaak te gebruik, om te getuig van hoe fanaties hierdie persoon is. Nou jy weet, ek hoop met my sal hulle 'n probleem hê. Want as hy nie hierdie jaar alles onderstreep is nie, dan sal hy hopelik volgende jaar alles onderstreep wees, en dan gaan hulle 'n probleem hê. Wat gaan hulle nou teen my hou? So as daar eendag 'n hofsaak teen my is, oor die genade van die Here Jesus verkondig, dan hoop ek daar's genoeg getuienis om my skuldig te vind. Baie dankie. Glo die kerk dat jy kan slegs 'n leraar in die kerk wees as jy amptelike opleiding ontvang het? Wat 'n kerk? Hierdie kerk? Ja. Nee, jy kan onder sekere omstandighede kan jy geroep word en georden word as 'n predikant sonder opleiding. Maar dan moet dit 'n baie duidelike spesiale roeping wees. Andersins is opleiding 'n goeie ding. Baie dankie. Jesus sê oor die nagmaal, so dikwels as julle bymekaar kom, wat is so dikwels? Impliseer dit nie elke keer as ons bymekaar kom nie. Goed, wat gebeur as jy 'n ritueel maak elke keer as jy bymekaar kom van 'n ordinasie? Wat gebeur dan? Hy word alledaags. Hy word betekenisloos. So wat hierdie kerk doen, hulle het dit een keer 'n kwartaal. Maar nie reg oor die wêreld een keer 'n kwartaal nie. In 'n kerk een keer 'n kwartaal. En die kerk kies wanneer dit plaasvind. So verskillende kerke gaan dit op verskillende tye vier. En as 'n horde kerke en as jy behoefte het daaraan, dan sou jy omtrent elke Sabbat 'n nagmaal iewers sal kon kry, né? As jy genoeg geld het om soontoe te reis, né? Ja, net dat dit nie 'n alledaagse ding wees, maar dat dit 'n diep belewenis is. En trouwens, in hierdie kerk is voetwassing deel daarvan. Want die Bybel sê, salig is julle as julle dit doen. Ek het vir julle 'n voorbeeld gegee. So dis deel van die nagmaalordonnansie. En dis Bybels. En dit is vreemd aan die begin, maar as jy dit eers ken, dan is dit baie verrykend. Baie dankie. Is die dominees en predikante van die Sondagkerk bewus dat Sondag nie die Sabbatdag is nie? Baie van hulle ja. Baie van hulle. Kan jy asseblief die orde van Melchisedek en Melchisedek verduidelik? Goed, dis weer eens 'n moeilike een. Mense redeneer oor wie was Melchisedek.
En wat is die orde van Melchizedek? Hy is die een wat die hoë ene was, wat nie uit die lyn van die priesters gekom het nie, en Abraham, wat die vader is van die gelowiges, hy is die een wat sy tiende gegee het vir Melchizedek. En so Christus is van die orde van Melchizedek, met ander woorde, hy was nie uit die priesterlike orde soos wat dit in Israel ingestel is nie, hy het 'n hoër aanstelling gehad. Het is interessant dat die Mormone glo dat hulle priesters van die orde van Melchizedek is, met ander woorde, hulle sê, hulle is ander Christusse. Baie dankie. As iemand 'n gees binne in die liggaam het met toorkrye in die liggaam ingeplant, hoe word die gees totaal uitgedryf sodat die persoon vry kan wees? Net Christus kan 'n bose gees uitdryf. Om te glo dat ons dit kan doen, is verwaand. Maar dit beteken nie dat die Here nie ons kan gebruik om dit te doen nie. Ek glo natuurlik, die waarheid maak jou vry, en bevryding is nie 'n towerstaf nie. Bevryding is 'n besef van 'n behoefte en 'n gewilligheid om te verander. En as daardie twee komponente nie teenwoordig is nie, dan kan 'n bevryding hokus pokus wees. Kan lyk soos 'n bevryding om jou 2 keer soveel gevange te maak as wat jy voorheen was. En ek praat van ondervinding. Baie dankie. Wat dink jy van die 60,000 man saamtrek in Natal? 'n 60,000 man saamtrek wat die Here dien en die Here soek, beteken dat daar mense is in hierdie land wat regtig ernstig die Here wil soek en regmaak. En dis 'n goeie ding as hulle dit wil doen. Of hulle noodwendig die waarheid gaan hoor, dis 'n ander storie. En ek dink ons moet ernstig bid dat die mensdom die waarheid aanvaar en weer in harmonie kom met die Bybel, eerder as om kosmeties die wêreld te probeer regmaak, sonder om na die kern van die probleem te gaan. Waar lê die kern van die probleem? Hoekom is die kern van die probleem daar? Ek glo die mensdom wil die probleem weg hê, en dan gaan hulle kosmeties iets daaromtrent doen. As ons kyk na Saulus byvoorbeeld. Saulus het ernstiglik die Here gesoek. Maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nie die Urim nie, die Thummim nie. Hy het hom nie geantwoord nie. Hy het na die profete toe gegaan, hy het hom nie geantwoord nie. Uiteindelik het hy na die heks van Endor gegaan. En terloops, hy het nie vir Salomo gesien nie. Het was agter 'n gordyn en daar was 'n affære daar aan die gang. En wat het hy gesoek? Hy het verlossing van sy probleme gesoek. Dit was sy probleem. Hy het nie verlossing van sy sonde gesoek nie. En ek vra die vraag, soek ons nou in hierdie land en mas verlossing van ons probleme, of soek ons verlossing van ons sonde? Kom ons los dit daar. Hoeveel mense gaan hemel toe? So baie soos gered is. Baie dankie. Is die Amerikaanse verkiesing 'n teken van die eindtyd en wie dink jy gaan die nuwe FSA president wees? Ek weet nie wie die nuwe president gaan wees nie, maar ek weet net of hy van die een party of die ander party gaan kom, sou geen verskil hoegenaamd maak nie, want die koel is deur die kerk. Maar dit is interessant om die strategieë dop te hou en om te kyk hoe hulle die verskillende groeperings teen mekaar opvryf. En al die ou sentimente probeer uitkook uit die stelsel uit. Ek dink dit is 'n oefenloopie en 'n toetsloopie om te kyk of hulle sopteologie uiteindelik dit reg gekry het om die mensdom tot een sop saam te smelt. Watter rol speel apostels in die kerk? Wat 'n rol speel apostels in die kerk? Apostels was 'n spesiale roeping. Nou daar is mense wat glo jy moet apostoliese wat sê mense daar? Jy moet nageslag van apostoliese bediening wees, soos byvoorbeeld die apostels in die apostoliese kerk of die paus wat apostoliese bediening het. Hy sê hy kom van die apostels en derhalwe het hy spesiale gesag.
Nou in daardie opsig van hierdie spesiale gesag bo ander, glo ek nie dat dit vandag in die kerke teenwoordig behoort te wees nie. Maar die bediening van 'n apostel, wat 'n apostel gedoen het met kerke bou en plant en daai tipe bediening, ek glo dit is nog steeds teenwoordig en dis 'n gawe. Baie dankie. Hier is 'n vraag van 'n vrou. Jesaja praat van vaders en seuns op die nuwe aarde. Almal in die hemel is manlik. Godheid en engele is manlik. Openbaring 14 praat van 144 mense wat hulle nie met vroue besoedel het nie. Dit wil sê vrouens is nie mense nie. Gaan vrouens hemel toe of gaan vrouens verander in mans wanneer hulle nuwe verheerlikte liggame kry? Is tragies, ek het 'n kollega gehad. En ek was nog 'n heiden. Ek was 'n totale ateïs op daai stadium. En ek het my verkyk aan die ou wat so Christelik word. En op 'n dag toe skei sy vrou, toe los hy haar. En toe sê hy vir my, want hy moes sy vrou los, want die Bybel sê hier is hulle wat hulle self nie met vroue besoedel het nie. En toe sê ek vir hom, is jy nie 'n bietjie laat nie? So mens kan 'n vers redelik skeef vertolk, is dit nie so nie? Nou wie is die vroue in daai vers? Is die kerke. Dis hulle wat hulle nie met valse leerstellings besoedel het nie. En wanneer die Bybel praat van die mans, dan is dit inklusief, inklusiewe denke. Want die twee sal wat wees? Een vlees. So per implikasie, die vrou is altyd ingesluit. Het die disippels vrouens gebruik in hulle bediening? Het Jesus vrouens gebruik in sy bediening? Ja, die vrou is nie uitgesluit nie, die vrou is nie verneder nie, maar die vrou het 'n ander rol as die man. En as jy my vra, hoekom het die Here die mans gekies, sê maar in die priesterlike rolle, dit was sy keuse. Hy het dit gesê, hy het hulle tersyde gestel om, vir Aaron, hy was die hoë priester. Was Aaron meer intelligent, beter, anders biochemies as enigiemand anders in Israel? Ja of nee? Nee, presies dieselfde. So wat was die verskil? Hoekom het sy staf geblom en die ander nie? Dis die Here se keuse. Is daar enige verskil tussen 'n Sabbat en 'n Maandag? Die son kom op dieselfde tyd, die son sak dieselfde tyd, dit reën soms nie, die wind waai, jy asem in, jy asem uit, die dag gaan verby, die dag kom, nee. Daar's geen verskil in die dag nie, so wat maak die verskil? Die Here het dit tersyde gestel, dis wat die verskil maak. En as ons doen wat die Here gesê het, dan is die mens inherent gelukkig. As 'n mens nie doen, terloops, wie het die groter rol gekry in die Bybel, die man of die vrou? Die belangrike rol, wie het dit gekry, die man of die vrou? Die vrou het die belangrikste rol gekry. Wow! Met ander woorde, hier is die een wat val, en die Here sê, vir jou gee ek die opdrag om karakter te vorm. Die belangrikste ding in die hele heelal, die karakter van jou kinders te vorm, is jou taak. En vir man, gaan werk. Ja. Dis wonderlik. Die Here vat die swakste om die briljantste omver te werk. Vir die volgende vraag, wat is die siening rakende voorbehoedmiddels? Wat is my siening rondom voorbehoedmiddels? Wel, dis 'n keuse. 1000 kinders of 3? Baie dankie. Baie keer hoor ons van mense wat tot bekering gekom het en daarna kanker kry en sterf. Glo u dat dit moontlik is? Psalm 91 gee ons dan die belofte dat as ons onder God se hand leef, sal 10.000 om ons val, maar ons sal niks oorkom. Ja. Het daai persoon in terme van sy saligheid iets oorgekom as hy aan die Here vertrou? Nee.
is dit noodsaaklik dat die Here nou 'n dramatiese verskil maak in al die omstandighede, omdat jy nou 'n Christen geword het? Is dit regverdig? Nee. Die Here plaas ons in hierdie wêreld vol sonde en vol pyn, en ons kan nie verwag om gevrywaar te wees van dit wat hierdie wêreld tref nie. Maar een waarborg is seker, wanneer die finale oordeel kom, dan gaan daar 'n verskil gemaak word tussen die volk van die Here en die wat hom nie dien nie. Is dit nie so nie? So, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Daai toring wat geval het daar in Jerusalem en al daai mense doodgemaak het hy geval omdat hulle sleg was, daai mense? Wat sê die Here? Nee. Of daai siek mense, het hulle siek geword omdat hulle boos was, ja of nee? Nee. Maar, wat sê Job? Even if he slay me, yet will I serve him. Why is there no proof of any person baptized in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost in the Bible? Ja, dit is wel so dat daar nie staan Vader, Seun en Heilige Gees nie, maar die Bybel praat duidelik van die Vader, reg of verkeerd. En die Bybel praat duidelik van die Seun, reg of verkeerd. En die Bybel praat duidelik van die Heilige Gees. So, hoekom kan 'n mens hulle nie al drie noem nie? Daar staan ook nie dat dit nie so is nie. Baie dankie, is die Matteus 28 sê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, is reg, ja. Goeie punt. Goeie punt, dankie. Is die doop van 'n gelowige bekeerling 'n voorvereiste vir redding? Met ander woorde, as jy nie gedoop word nie, gaan jy nie hemel toe nie. So die dief aan die kruis, hy is nie gedoop nie. Gaan hy hemel toe eendag, ja of nee? Absoluut, hy gaan hemel toe. So daar is so 'n ding soos die doop deur die Heilige Gees. Maar as jy weet wat die regte pad is en jy doen dit nie, dan is dit vir jou sonde. Baie dankie. Doesn't the word sancta mean saint? Sancta means saint. Okay. Jammer. As 7 heilige getalle is, hoekom is daar 7 sonstrale op ons landswapen? Hoekom is die 7 sonstrale op ons landswapen as onheilig beskou? Wel, die 7 sonstrale, saam met 'n voël wat uit die vuur en die as uit opreis, neem ek aan dat daai 7 sonstrale sal eerder mitraities wees as anders. Hoekom wou Kennedy nie die paus volg as hy self 'n katoliek was? Kennedy het geglo in die konstitusie. Dit beteken nie dat hy noodwendig 'n goeie Christen was nie. Inteendeel. Ek dink sy nageslag is groter as wat mense weet. Maar hy het geglo in die konstitusie. Wat is die doel van die mense, Jesuïte en vrymesselaars, om hulle simbole te gebruik en aktiwiteite te doen as die meerderheid van die bevolking nie weet wat dit beteken nie? Bring hulle nie sommige mense tot bekering deur hulle preke nie? Ja, hulle bring sommige mense tot bekering deur hulle preke. Win some, lose some. Dit gaan oor die grootste gros. As ek 'n groot preek afsteek en ek lei mense in 'n halwe waarheid en ek verpak hulle in 'n valse waarheid, dan is hulle 2 keer so groot in 'n gevaar as wat hulle voorheen was. Dieselfde het in my lewe gebeur. Daar was die van julle wat my lewensverhaal ken, daar was voordat ek 'n Christen geword het, demonologie in my huis. En dit is uitgedryf deur die Romeinse Katolieke Kerk. Heeltemal skoon gemaak, soos 'n mens nie kan glo nie. En wat het ek geword op grond daarvan? 'n baie goeie Katoliek, wat elke Sondag na die mis toe gegaan het. Ek was 2 keer vasgevang in 'n valsheid as wat ek voorheen was. En ek sou 'n baie goeie diensknegt kon geword het vir daai stelsel.
So nie alles wat mooi lyk nie, is noodwendig van die Here nie. Daar dieselfde lig, is dit waar dat daar in meubelstukke in 'n huis demone kan wees wat ongeluk bring? Weet julle wat Paulus sê, as jou verloof swak is, dan glo jy al hierdie dinge. Daar's mense wat hulle verset, sê maar, om sekere kosse te eet wat of medikasie te neem wat, sê maar, bespook is. Of geseën is in die naam van ander gode. Is dit nie so nie? Nou, daardie kos wat jy dan eet, wat is dit? Is tog nog steeds dieselfde kos, maak nie saak wat daarmee gebeur het nie. So wat my betref, daar is nie 'n ding wat satanies is in sigself nie. Is 'n gitaar satanies? Kan jy hom gebruik vir sataniese doeleindes? Ja, jy kan. Jy kan enige iets, kan jy satanies verkleed, dit hang af van jou instelling. Sekere dinge is natuurlik nou spesifiek duiwels in jou huis. As ek nou 'n drogbeeld van 'n demoon daar het in my huis, soos ek een keer in 'n huis ingeloop waar daar al sulke dinge was, en dit was erg. As ek nou daar sou intrek, dan sou ek nou daai goed verwyder, want jy weet nie, 'n gewone ou het 'n prent teen sy muur van 'n mooi skildery, of wat, die ou se prente was van 'n ou daar hang met die bloed wat uit sy oë uitloop. Jy weet, dis sulke goed sou ek nou definitief uit my huis uit verwyder, ek sal nie dit daar wil hê nie. Maar daar is niks boos in sigself nie, dit hang af wat ons daarmee doen. Baie dankie, watter lande glo u sal nie onderdanig wees aan die paus nie, en is dit dan die moeite werd om daar te gaan bly? Nee, want die Bybel sê almal gaan onderdanig wees, en as jy nie onderdanig is nie, dan gaan jy vertrap word, dat daar niks oor is van jou nie. What do you think of our new Freedom Park? They also invite all religions into their prayer room, etc. Ja, hulle moet maar daar by mekaar kom, maar ek sal nie gaan kers opsteek nie, behalwe miskien om hulle te evangeliseer. Baie mooi. How are they, the Antichrist, going to force the atheists to follow their religion? Die ateïs gee nie om nie. Die ateïs gee nie om nie. Wat maak dit saak as hy nie op 'n Sondag kan? Weet jy wat, ek wens hulle wil elke dag 'n vakansiedag maak. Dan moet hulle my betaal en ek hoef nooit te werk nie. Is dit nie so nie? So, die ateïs, hy sal die dier volg, want die merkteken van die dier is of in die voorhoof, of op die hand. Maar die merkteken van die Here is op die voorhoof en die hand. Daar's net een klein woordjie, en of. Die Here wil alles sê, jy moet oortuig wees en jy moet daar volgens handel. Die anti-kris is tevrede as jy oortuig is. Jy het die leuen gesluk. Maar hy is ook tevrede as jy net doen, sonder om oortuig te wees. So as vir die ateïs gesê word, luister, as jy Sondag werk toe kom, as jy jou werk kwyt, dan sê hy, dankie, en gaan suip ek maar by die huis. Goed. Toe Ratzinger paus geword het en al die gelowe van die wêreld daar teenwoordig was die SDA kerk ook daar? Nie waarvan ek weet nie, maar as hulle daar was, dan was daar nie amptelik iemand daar nie. Die amptelike leerstelling van die kerk is dat die pausdom die anti-kris is. Dis die amptelike leerstelling. As daar baadjies en boeties is wat graag handjies wil vashou met hom, dan is dit hulle saak. Jy gaan hulle kry in elke groot kerkgemeenskap. En jy kry jou ultraliberales, jy kry jou ultrakonservatiewes, en gaan daar Jesuïte wees in my kerk? Absoluut. Is daar een in die gehoor? Ek weet nie, miskien. As jy hier sit, bekeer jou. Goed. Sommige mense gebruik of regverdig homoseksualiteit en praat dit goed deur te sê mense is so gebore. Kan jy asseblief dit verduidelik? Goed, is 'n mens so gebore of is 'n mens nie so gebore nie? Geneties. Geneties. Wat is ek? Ek is 'n man. Ek het 'n Y-kromosoom. Het ek elke geen wat nodig is om 'n vrou te wees? Ja.
Dames, het julle elke geen wat nodig is om 'n man te wees? Nee. Julle het nie 'n Y-kromosoom nie. Maar ek het 'n X-kromosoom. So ek het elke geen wat dit vat om 'n vrou te wees, maar dit sit nou net nie in 'n vrou se broek om alles te hê wat 'n man is nie. So, kom ons gaan 'n bietjie verder. So potensieel is alles daar. Nou sê sommige mense daar's 'n geen. Daai geen is nog nooit gekry wat jou neig na die een kant of na die ander kant toe nie. Nou, ek het al baie geëvangeliseer reg oor die wêreld. En ek het al emmers vol trane gesien van homoseksuele wat na my toe gekom het. En daardie homoseksuele voel hulle kan nie verander nie. En dan verduidelik jy van die Bybel en jy sê wat daar aangaan. En ek het een homoseksueel gehad. Hy het 3 jaar vir my geskryf. Hy het gesê ek kan nie verander nie. Dis hoe ek is. As ek 'n man sien, raak ek mal, as ek 'n vrou sien, dan voel ek niks. En toe het hy besluit, hy gaan maar soos Paulus net aandag skep aan die Bybel. En hy gaan help met evangelisasie en al sulke dinge. En dis wat hy toe gedoen het. En een dag op 'n call, toe sy in Suid-Amerika, en hy gesels met 'n meisie, en hy sê, is die snaakste verskynsel, dit was so skubbe wat van hom afval. En vir die eerste keer in sy lewe sien hy 'n meisie soos 'n man 'n meisie sien. En dit wat hy voorheen was, hy kan nie eens begryp dat hy dit was nie. So het hy nou daar in 'n oomblik geneties verander? Nee, hy het nie geneties daar verander nie. So met ander woorde, dit is 'n teken van die tye waarin ons leef. En die Here kan ons bevry daarvan, net soos wat hy ons van alkoholisme of 'n slegte humeur kan bevry. Is daar profete vandag? Hoe ken 'n mens 'n ware profeet? Kry mense visioene vandag? Hoe weet mense wie is die bron van profesie of visioene? Jesus of Satan? Gaan julle saamvat? Ja, ek vat hulle so saam. Die Here het 'n klomp riglyne gegee oor die profetiese gawe in die Bybel. Ek het 'n DVD daaroor, God's Guiding Gift. En daar word al die kenmerke van 'n profeet word daar gegee. Ek het net 'n vraag vir julle. In Israel was daar altyd duisende ware profete, reg of verkeerd? Nee. Daar was mense wat geprofeteer het, maar profete wat visioene gekry het, was daar altyd net 'n paar. Dit was, in die Bybel noem hulle so, die Esegiels en die Jeremias en die Huldas en dit. Daar was mans en daar was vrouens, en die profetiese gawe is deel van die Here se kerk. Die Bybel sê so. Daar is 'n ander tipe ding, die gesigte en leiding van die Heilige Gees. Mense kan drome kry. En daar sal duisende wees wat kan drome kry en wat leiding kry in 'n spesifieke situasie. Ek het al legio van hulle gekry, waar mense 'n droom gehad het wat hulle bevestig het in 'n sekere rigting. So, wanneer daar 'n profeet egter is, wat deur die gees van profesie boodskappe bring aan die volk, dan is daar baie spesifieke riglyne in die Bybel van hoe dit moet wees. En dis 'n lang studie, so ons kan dit nie nou doen nie, maar daar is 'n DVD, gaan kry dit. Beskryf die Bybel en juist die gees van profesie die 144.000 as die gemeente van Philadelphia? Nee, hulle is nie die gemeente van Philadelphia nie, maar hulle het eienskappe van Philadelphia, broederliefde. Die Bybel sê, ek het gehoor die getal, 144.000. En ek het omgedraai en ek het gesien 'n groot menigte. So ek glo dit is 'n figuurlike getal wat dui op 'n groter waarheid. As jy kyk na die stamme, die stam Dan is byvoorbeeld nie verteenwoordig nie in die 144.000, maar dit is duidelik dat van die stam Dan is daar wat verlos is. Want selfs van die helde van Israel het gekom van die stam Dan.
Gepraat van die stamme, God het Adam en Eva geskape, waar die 12 stamme van Israel vandaan kom. Waarom word Israel vergeestelik in die Nuwe Testament, as hulle 'n fisiese volk is? God onveranderlik is en daar net 12 poorte in Openbaring is. Moet ek dit weer lees, of weet jy hom? Nee, ek het hom. Dis een van daai teologiese vrae wat nou baie kop uitsteek, veral in Suid-Afrika, maar nie net hier nie. Die hele Israel-visie teologie, die futuristiese teologie, dit hang alles saam met daardie beginsels van Israel. As jy in Christus is jy, wat sê die Bybel? Abraham se saad. Israel is uitgesnoei uit die wingerd. En die willeloot, die heidene, is ingegrafeer in die wingerd. So die wingerd bestaan hieruit. Kan die lood van Israel weer ingegrafeer word? Ja, nee. Ja, maar wat moet hy doen? Hy moet Christus aanvaar. Want net as jy in Christus is jy Abraham se saad. So mense wil vandag die tipe gelykstel aan die antitipe. Die letterlike Israel is ook die antitipiese Israel. En dit is nie antitipe korrek nie. Tipologies is dit nie korrek nie. Die een moet 'n groter vervulling hê. So die Christendom sê as jy in Christus is jy Abraham se saad en Israel volgens die belofte. So tipiese Israel gaan oor in antitipiese Israel wêreldwyd. Ons gaan later kyk in 'n lesing daarna, so 'n bietjie. Ons moet afrond, ons is so op die einde. Hoe is dit moontlik dat die 24 ouderlinge in Openbaring mense is as geen mens in die hemel opgeneem is? Dink jy dit net nog geantwoord, maar wil jy byvoeg? Wel, ons weet nie wie die 24 ouderlinge is nie, die Bybel sê nie. Do not go beyond what is written. Maar daar is mense in die hemel. Elia is daar, Moses is daar. Ons het hulle net nou genoem. En hoeveel daar uit die grafte uit opgestaan het met die opstanding, weet ons nie. So of hulle daarvan is of nie, daar is teologiese redenasie. Sommige sê dit is die verteenwoordigers van die planete. Sommige sê dit is van die wat opgestaan het tydens Christus se opstanding. En wie weet 'n mens nie. As die vloed wêreldwyd was, hoe is dit moontlik dat al die diere in verskillende volke kan bestaan? Geneties is dit onmoontlik vir 2 blanke adamitiese mense om byvoorbeeld 'n gekleurde kind te hê. Dis heeltemal korrek. Nou wie sê Adam en Eva was blank? En wie sê Adam en Eva was swart? As jy nou gaan en jy vat 'n wolf, en jy vat die wolf, en jy teel met die wolf, waar kan jy uitkom aan die einde? Jy kan uitkom by die Chihuahua en die Great Dane. Dis waar jy kan uitkom, want dit is gedoen, in 'n baie kort tydperk. Nou, as ek daar by die Chihuahua of by die Great Dane is, kan ek terugteel na die wolf toe, ja of nee? Nee. Hoekom nie? Want as ek lyn teel en ek gaan al hoe kleiner en kleiner en kleiner en kleiner, dan teel ek al die groot lang gene uit. So die klein Chihuahuakie is nie wilde tipe nie. Hy's geselektiewe genotipe. Hy's nog 'n hond, maar hy het al daai eienskappe het jy uitgeteel. Selfde na die ander kant toe. Met ander woorde, net die wolf is wilde tipe en kan oorsprong gee aan alles. So dieselfde as jy 'n mens vat, ek sou sê die kleur sou eerder gewees het, die Bybel praat van rooi. Is dit nie so nie? Adam en Eva. Adam was soos klei. Miskien so 'n goudkleur, soos sommige van die Midde-Ooste volke, sommige van daai Indiese mense, miskien so 'n kleur, mooi kleur. Nou daar kan jy teel van die een na die ander. Selfs binne in daai enkele ras kry jy van heel donker na heel lig
in daai een enkele ras, en dis net 'n paar generasies, daar's geen probleem om die genotipes wat nou verteenwoordig is in die mensdom, in 'n baie kort tyd te kry met geografiese isolasie wat ons nou het, en 'n planeet wat onbevolk is, wat bevolk word, geografiese isolasie sou absoluut gewees het. Tweede laaste vraag van 'n 13-jarige seun, mag 'n mens PC of selfoon games speel op 'n Sabbat? En dan vra ek asseblief die persoon wat moet afsluit om slank vorentoe te kom. Mag ek hierdie game speel op 'n Sabbat? Ek het altyd 'n stelling. Walter Veit is nie 'n talmoed nie. Ek het nie 'n lang lys van wat jy mag doen op 'n Sabbat en wat jy nie mag doen op die Sabbat nie. Die Bybel sê, noem die Sabbat 'n verlustiging. Jy moet dit geniet. Geniet julle vandag. Nou ja, so julle voldoen aan die vereiste. Nie jou eie ding doen nie. Doen julle vandag julle eie ding, of is julle bemoeid met die dinge van die Here? Julle is bemoeid met die dinge van die Here. Moenie werk nie, moenie handel dryf nie. Basies is dit die einde van die lys. En so wil ek 'n jong man vra, of dit wat hy nou daar voorstel, pas in daardie definisie. Moenie jou eie ding doen nie. En as jy voel dit pas, dan het jy die keuse gemaak. Baie dankie. Voordat ek die laaste vraag hanteer, ons sal nie verbale vrae vir nou hanteer, aangesien die tyd op is, maar indien enige vrae het, is jy welkom dit steeds neer te skryf, en ons sal dit in die volgende 4 sessies baie kortliks aan die begin hanteer. Ek het hierdie vraag doelbewus na die einde toe gehou. Ons het nou al hierdie inligting, wat is die volgende stap? Moet ons maar sit en wag of iets doen? As 'n mens al die inligting het, as jy weet dat die aandele van maatskappy X, en jy weet dit absoluut, gaan oormôre verdriedubbel, gaan jy vandag 'n paar aandele koop of eers wag en kyk wat gebeur? Dis my antwoord. Vriende, ons nooi julle direk na ons hier gesluit het vir 'n koppie sop en 'n broodjie daar in die saal en gesellig te verkeer. En dan sal ons 6uur weer hier by mekaar kom. Dan wil ek net gou-gou by Dr. Walter hoor, wat is die titel van die volgende sessie? Die onderwerp. Die vierde man in die vuur, of in die Die vierde man in die vuur. En dan sal daar ook DVD's weer, DVD's en boeke beskikbaar en te koop wees in die saal direk na hierdie lesing. Kom ons bid saam. Ons Hemelvader, baie dankie vir die wonder van die woord en dat dit deur al die lange jare vir ons bewaar gebly het, sodat ons dit kan studeer, waarin ons ook die verlossingsplan vind. Baie dankie dat dit 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet is en dat ons met vertroue dit kan navolg en dat ons altyd kan sê, daar staan geskrywe, soos Jesus gedoen het. Wil U dit in ons harte vestig en ons 'n liefde gee vir die woord. Mag ons dit met ywer bestudeer om die verlossingsweg te vind. Wees dan nou so met ons tot ons weer by mekaar kom, is my bede in Jesus naam. Amen.